Goeiemorgen. Ja, dat is vrijdag de laatste keer aan het doen. Goeiemorgen. Ja, hoe gaan we met jullie vanmorgen? Dat is blij te weten. Die liedje wat ons mee gaan begin, hier is die sondagschool afsluiten. Soos dat er is een beetje anders te doen vanmorgen. So die eerste liedje wat ons gaan sing is die Here het my mooi gemaak. Je vraag jezelf vanmorgen die vraag. Vraag jezelf, het die Here jou mooi gemaakt? Vraag vir jezelf, Here het die my mooi gemaakt? Dit is baie stil nie. As jy nou saam stem, kom ons staan. En waar is die sondagschoolkinders? Oké, julle kom verhoog toe. Kom julle, waar is julle? Verhoog toe, kom, al die kindertjies. Julle gaan vir die mense wys, hoe doen ons hierdie liedjie. Here het my mooi gemaak. Dat ons hierdie dag kan begin weer te hoor wat U Gees tot ons harte wil spreek. Here, dat ons net hier in die vrede van U teenwoordigheid kan sit met elke kommer en elke sorg wat daar mag wees. En te weet, Here, ons is in U hand en niemand sal ons daar uitruk nie. Ek wil elke hartseer hart voor U bring vanmôre, Here. En ek wil vra dat U sal troos. Ek wil vra, Here, dat U daar die kommer sal vat
en dit sal ons skep in 'n rustigheid in ons hart, dat ons sal weet, Here, U is met ons. U sal die stryd vir ons stry. U woord sê, die stryd behoort aan die Here. Vader, daar waar daar bekommernisse is oor tekort, daar waar daar bekommernisse is oor dinge wat nie reg verloop in mense se lewens, die Here, wil ek vra dat U hulle paaie gelyk sal maak. Wil ek vra, Here, dat U 'n deurbraak sal bring in daardie situasie waar ons in verwondering sal staan wat U vir ons doen. Here, gee ons guns, is my gebed in Jesus kosbare naam. En gee dat ons vanmôre anders hier sal uitstap. Here, dat ons hierdie voorreg wat ons het om U te kan dien, sal benut, Here, tot verheerliking van U naam. Here, kom in U volheid en in U krag vanmôre. Seën ons in Jesus naam bid ek dit. Amen. Amen. Loof die Here. Gaan die afkondigings, dis maar net die dienste wat voorlê. Volgende Sondag is Sanet van Eyck aan die woord, gaan sy vir ons bedien. Dan het ons die Kersoggend. Asseblief, as jy 9 uur kom, het jy het gemis. Die diens begin Kersoggend om 8 uur. Goed, so Kersoggend 8 uur en dan op die 28ste Desember weer 9 uur. En dan ons oujaars aanddiens, ons middernagdiens begin daardie aand om 11 uur. Sodat ons dan kan klaar wees met die verrigtinge, mekaar gelukwens vir die nuwe jaar en weer uit mekaar gaan. Nou wil ek jou vanmôre vra, verlustig jou in die Here soos 'n kind met die lofprys en aanbidding. Is ons nie maar almal Jesus se kinders nie? Weer regtig, verlustig jou, sing uit jou hart, geniet net die Here se teenwoordigheid vanmôre. En dan gaan my vrou aan die woord wees vanmôre. Ons het hierdie diens uitgesit vir ons kinders, want hulle is môre se kerk, amen. En hulle moet weet, hierdie is hulle kerk, en hulle behoort aan hierdie kerk, en hulle is so belangrik, soos wat Jesus gesê het hulle is. En daarom wil ons hulle ook eer betoon, wil ons hulle ook 'n geleentheid bied, en vra ek julle om dit saam met hulle vanmôre te geniet. So kom ons maak die Here se naam groot met ons lofprys en ons aanbidding, en laat dit jou 'n bietjie terugvat na jou kinderdae toe. Amen. Baie dankie, worship warrior. Vanmôre gaan ons, soos gesê, vir alle mense. Kindertjies, waar is julle? Kom hierso, stoot toe. Hulle lyk baie nervus, maar hulle diens. Kom julle. Ons gaan vanmôre dit so doen. Julle gaan probeer, die gemeente gaan probeer om die kindertjies dood te sing, en die kindertjies gaan probeer om die gemeente dood te sing. Alright, dit is probleem. Julle reg? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me,
julle beter te doen. Dis van vir Jesus. Wie ken hom nie? Dis van vir Jesus, dis van vir Jesus, dis van vir Jesus aan my kant. Met my Bijbel in my hand, met my kappen op die stand. Dis van vir Jesus aan my kant. Dis van vir Jesus, dis van vir Jesus, dis van vir Jesus aan my kant. Met my Bijbel in my hand, met my kappen op die stand. Dis van vir Jesus aan my kant. Happy
Sê vanmôre, I love you. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you. Dear sisters, In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. maar die broers wat kijk. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. On the song, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you.
mooie dag ons het sonderskoolse diens vanoggend. Ek weet nie van julle wat kan ek ken nie, maar ons Samantha is ons besoekers vanoggend. Almal ken maar Samantha, almal weet dat dit was ons vrou. En almal weet hoor wat die trouwens vanoggend is agter die kerk. Het is daar, dit is sonderskool is daar, dit is my absolute bediening, dit is my passie. So, gister het ek 'n gesprek gehad met iemand en hulle sê vir my, dit is jou beeld, so dit is jou beeld. Nou ek persoonlik hou nie van die woord die beeld nie. Ek het my dink aan dat ek kind was en ek was stout, as ek my weer op pad te kry. Kom so dat ek die weer op pad te kry. Of as jy die skool iets verkeerd gedoen het, is dit jou beeld om te gaan verduidelik. So dit is jou beeld, en dit wat my dink as my beeld, en dit is nie lekker nie. Toen ek dan maar, as iemand beeld is nie, van wat is dit? As iemand kans het, het 'n kans om saam te verduidelik iets verkeerd te doen. Het 'n kans om iets reg te maak. So vandag is vir my 'n absolute voorreg. Die boodskap te bring van die Here maar vir julle gemeente. Dit is nie my reg as 'n pastoorse vrou om met die kinders te werk nie. Dit is nie my reg om op die verhoog te wees nie. So dit is 'n voorreg, dit is 'n absolute voorreg. So wat is as jy 'n musiekinstrument speel, of jy kan sing, of jy kan dans, of jy kan toepak, is dit 'n voorreg om die woord te bedien, om mense te bedien, is 'n voorreg om te bedien. Amen. Ons kan nie allemaal net doen wat ons wil doen. Soos my siek is ek op die sonoggend agter die kerk. Hoe het ek gekom waar vandag is op die verhoog? Ek is nie met die hou van die verhoog nie, julle almal ken my. Laas ek Sondag na die dienste sit ons en gesels, ek en my man en my ma. En ek sê dit jou, dit is my plan dat ek weet hoe die Sondagskool se afsluiting, ons het nog nie afsluiting gehou in die Sondagskool nie, en dit is my plan. Ek sê vir my, ek kan nie vir my ook preek en nie sing, en kom begin nie sing die woord te ken. Ek sê vir my, dit is rap. Ek het 'n grapie uit. Ek het nie gedink, ek het nie. En dan sê ek my, nou, ek kan nie woord, ek sê, dit is rap, ek sê, ek sê, woord, ons het er al oor, en ek sê vir my, dit is rap. So nog aan ons kerk toe, en omwille, maar ek weet nog hy is vanoggend toe. En omwille was ek Sondag aand, bring omwille 'n getuienis wat hy met ons deel, en in sy getuienis kom die liefde uit vir die Here, en die liefde wat hy het as vrou. En in die oomblik, weet ek met sy Here, geef my woord, dat ek deel met die gemeente, wat my liefde vir die kinders, en ek is lief vir al die mense en alles, maar ek is lief vir kinders. Dat my hele boodskap uit dit moet uitkom. En my ouers is huis toe, en ons gaan saam, en ons die volgende noord pap in die maandag, en in dit alles, die maandag moet ek wakker, kom ek gaan nou nie, die maandag moet ek wakker met 'n woord op my hart. Matteus 6:6. En hy in dit sê, jy in jou binnekamer in, en praat jy met God. So as ons kan vertaal is, maar dit is basiese sê. En ek praat met die Here, en sê, Here, sê kan die woord, sê kan die woord. En in dit gebeur ons soveel gebied weer, my man het ons gekomt, toe hy moet gaan vertoetse, hy gaan sê die dokter, gaan weer terug gaan vertoetse, hy moet gaan vir MRI, donderdag, hy moet gaan dokter, toe ons soveel goed gebeur weer, en ek dank die Here dat hy my kan gebruik, om my man self op hoog te hou, dat my man nie moes worry, was preek, en voorbereiding vir die week nie. So my boodskap vanoggend gaan met julle deel. Die tema van my boodskap is die kamers van my hart. Want die kamers van my hart, nie? So, maandag krijg die woord, dat ek weer oor en sê, Here, hoe kan ek as menskap vertel wat in my hart aangaan? Het is ons nie so binnenkom en gebeurs, jy kan nie ons aan die mense praat en verduideliking.
En in dit gebeur het ons die dinsdag het ons die afsluiting vir kinders se dansgroep aan sy huis. En die tweeling stop by die aand. En ek vra vir julle die dat ek soek 'n vestiging van die Kamersmark. Ek soek 'n vestiging van waaroor dit gaan. En Annabel besluit die aand sal 'n voortbou. Ek kinders bou ons 'n voortbou gebruik in kussens en hulle gebruik komberse en hulle gebruik whatever hulle gemaak het vir daai voortbou te sit. En op stadium en Dallas in die voort in en die honde is agter haar in. En op stadium sê ek vir ons stinkie dat ek sê vir dat ek net goed tyd waar jy nie kinders, want die 6 kinders stil is vir jou getakkie te doen. En ek getak en in die oomblik het Dallas besluit nie meer in die voort nie. En Jolien, die ander tweeling, is in die voort. En daar praat maar bevestiging van die kamers van my hart. So, ek gaan vir verduidelik, dit is soos die veiligheid wat hulle gevoel het op die oomblik in die kamer, het my bevestiging gegee. So die kamers van my ons gehad, en toe het ons bevestiging gekry. Die woord wat ek vandag met julle wil deel is, het ons 4 kamers van my hart. Die eerste kamer noem ek die heilige kamer. Dit is 'n heilige kamer. Dit is waar jy gaan met die Here gesels. Ja, dit is ook vir Here. Dit is 'n heilige kamer. Jy gaan in daai kamer en jy gaan praat met die Here en op wie in daai kamer allow is ek en die Here. As ek kwaad is, as ek hartseer is, as ek upset is, as ek bly is, as ek enigiets voel, is ek daar en ek gaan praat met die Here en dit is gefestig. So, dit is my heilige kamer. Dan het ek 'n veilige kamer. So die veilige kamer is waar ek gaan, waar ek veilig voel. Saam met my ma, of nie net so my ma, maar ek my man. Saam met my vriende kring, saam met mense wat ek vertrou. Dit is my veilige kamer. Dit is waar ek veilig voel. Dit is soos 'n kamer wat heeltyd as heeltyd besig daarvoor. Dit is besig met mense in en uit. Dan het ek 'n verlore kamer. Ek noem die verlore kamer. In daai kamer, jy weet as jy wat voorbeeld 'n movie kyk of 'n prent kyk. En dan maak jy die deur wat in daai kamer is die deur en dan hang daar so 'n snaakte. En die liggetjie hang daar soos 'n dowwe liggetjie daar hang. Dan maak jy van dit is 'n verlore kamer in my hart. En mooi mense in my kamer in. Die stel is daar om mense kom nie. Of hulle is bang om self te wees, of hulle wil nie, of ek is bang om daarin te gaan. Want mense het soveel verlore drome, vriendskappe wat verlore gegaan het. Goed dat jy you just don't want to deal with it. Ja, gooi er wat kamer in en dit is wat jy bly. Maar ook so kom die Here en hy restore wat daar gebeur. En hy kom, daai dowwe liggie wat daar swing, kom hy en hy maak het helder. Hy maak het net helder. Dan het ek die 4de kamer maak, met die kinderkamer, die kinderbedieningskamer in die jeug. En ek het nog net met die stil staan by daai kamer. Dit is 'n kamer wat besig is. Dit is besig, dit is vol energie, daar is nie issues nie. Kinders het nie issues nie. Kinders kom nie met issues nie. Kinders kom nie met 'n agenda nie. Dit is 'n kinders is kinders wat op eerlik. En in hierdie kamer, laat jy net self verbeel. Jare terug, so online shopping of online verkope nog nie in Indië was nie. En jy het nou gegaan en daar is 'n seil by 'n winkel. Op die plek waar daar staan. En die winkels moet agterby. Nou dit is, ek wil net verbeel julle die kamer maar, dit is besig, dit is die Black Friday sale in begin die dag. Dit is 7:50, die mense staan, hulle maak vir die deur om op te maak, die mense kom nog aan, dit is 7:05, dit is 1 minuut voor 8, 18 op die deur wat die mense stroom in.
Hulle graag met toiletpapier. Altyd weer street toiletpapier. Graag hulle. En hulle graag goed uit op die ander mense hande uit en die rakke word omgegooi en almal is net so, daar is soveel energie, dit is 'n energie in daai kamer op daai dag wat gebeur. In daai dag is daar 'n teleurstelling. Jy kan nie die wat jy wil nie, of jy kry nie die goed wat jy wil nie. Dan koop jy goed wat jy nie nodig het nie. Dit is mos maar daar. Ek sal net vir ons met vakansie gaan. Sê ek mag jy vir ons is nou ons nou nie. Ons kan mense raak. Dan is jy nou met die winkel en koop jy nou die goed wat jy nie nodig het nie. En dan na die dag, dan sien jy, daar lê 'n verloorde toiletrol. Daar lê 'n werker doodmoeg. Die aan die dak aan die ding wat swaai, so of steef, 50% saai of wat ook al. En alles is klaar en maar verby. Dit is wat gaan met die Sondagskool in my hart gekom het. Begin van die jaar is die kinders opgewonde en ons sit 40 plus kinders op 'n Sondagoggend. Met al die energie en ons is so bly en dit is so lekker. En nie die ander van die jaar sit ons met 10, 15 kinders. Dit is hartseer. Dit is nie vir ons lekker nie. Dit is nie lekker nie. So dit is die kamer vir my, die kinderbediening. En daai kamer is daar versteekte kamers. Jy weet as jy partykeer so by kamer inloop en dan die wat is 'n kas, so die deur oop raak, dan is dit 'n badkamer of 'n ander kamer. Nou in die kamer van my hart, van die kinderbediening, is daar versteekte kamers. Die eerste kamer is 'n vreugdevolle kamer. Ons vreugde, die comfort, wat jy noem, die comfort kamer. Die kinders kom die begin van die kamer en hulle is opgewonde met die Sondagskool, dan raak hulle comfortable. Die ouers raak comfortable, ons raak nie comfortable. Deur die jaar, ek sien die kind, kom op Sondagoggend, en daar saam met ons doen die bewegings, dan kom jy die 2 dae per dag, dan kan jy sien, die kinders is aan moeg, dinge gebeur in jou lewe, dinge gebeur in jou lewe, sosiale media gebeur, skool gebeur, hulle raak moeg, hulle raak comfortable. Dit is soos as jy 'n prent kyk, en dit weer wat stadig te maak, nie as 'n prent nie, ons fisies, kan ons weet wat dit gebeur, dit weer gaan toe, van kyk ons, en die weer te maak. Ons kyk, niemand staan op om die weer te stop nie. En weer moet sien of die opportunity is daar, of die weer om te maak te maak. So dit beteken, ons as ouers, ons as kerk, ons as gemeente, gemeenskap, moet opstaan om daai deur nie toe te maak nie. Of jy nou kinders het of nie, ek wil baie mense aan sien, mense van nou, ek het genoeg, dankie Here, ek het genoeg gehad van kinders in my lewe. Ek is genoeg vir kinders, ek is genoeg. Nou net, so as jy nou moet gaan die kinders wees nie. Kinders gaan wees, maak so kwaai gaan nie. So dit is ons verantwoordelikheid om die kerk se deur oop te hou. Of jy nou kinders het of nie, ons moet vir die kinders sê, ons sit by my, dis plek vir julle. Maak plek. Dit is so 'n opportunity vir die kinders om die kerk te wil wees. Dis die eerste hidden door. Die tweede een, noem ek ouerskap. Nou in die kamer is dit dit is die lyn hier. Die kinders sê vir die ouer, ek wil nie kerk gaan nie. En dan sê die ouer, ek is daar, ek hoef nie te gaan. Paar jaar terug, ek nog kind was, ons het tantrums gegooi.
Ma, please, Daddy, please, ek wil nie gaan asseblief, ek beloof, kom maar, ek doen, ek so kar was, ek wil nie gaan nie, so jy het gewagen met jou ouers, net om die kar te gaan nie. Dan die ouers gesê, dis reg, laat die huis van huis gaan doen. Vandag se kinders, die staan op, en hulle sê klaar vir die ouer, ek gaan nie kerk nie. Ons nie 'n waken nie, hulle waken nie met die ouers nie, hulle sê, ek gaan nie kerk nie. So wie lei vir wie? Wie moet die pad aanwys? Die kind of die ouer? Ek het alles, dis 'n voorreg om 'n ouer te wees, dis nie reg nie. Dis kies, Here kan kies om 'n ouer te wees, nie regte pad te stap. Maar vir ons vandag, dat die Here baie mooi weet. As die Here die dag klaar gebed het en gesê het, Vader, dat jy weet by my verbaas. Wat sal gebeur het as die Vader gesê het, dis reg my seun? Jy hoef nie die mense se sonde te vat nie, jy hoef nie. Maar dan, ons sou nie 'n kruis gewees het nie. Ons sou nie verlossing gewees het. Ons sou nie die lewe gehad het wat ons vandag het nie. Ons verlossing die Here het gesê, nee, die Here het gegaan en hy is kruisig laat sterf vir ons sonde. So, ons wil die Here se voorbeeld volg. Amen. Ons kan nie net dat die kinders ons lei nie. Dit is nie reg nie. So, dit is my vraag, nou ek vandag vir 'n vraag, as 'n kerk en as 'n gemeente, die Here nooi ons om was 3 goeders wat ons doen. Ons, as 'n eie wat kan ek doen, om die kerk te laat groei? Wat kan ek as 'n persoon doen? Wat kan ek as 'n ouer doen, en wat kan ons as 'n gemeente doen, om die kerk te laat groei? Dis al wat ons vra. Wees lief vir die kinders, en mag ons as kerk sê, laat die kinders na ons kom, soos hulle in die Bybel sê, die Here van ons verwag. Hy sê, met die kinders nie vir hulle die laat in kom na toe. So sê, dit is my finale boodskap, en ek wil afsluit, net om te vra, wat gaan jy doen? Vra in jou hart, wat gaan jy doen? Gaan jy by die huis, baie sonder kind? Gaan jy kinders nooi, al die kinders sê, wees vriendelik met die kinders, nooi hulle met hulle sit. Wat ons daar deur nie toemaak van ons kerk. Die toekoms is, ons kerk se toekoms is letterlik die kinders van vandag en die môre. So wat vir ons doen as 'n gemeente, as 'n ouer, as 'n eie kerk, om daar deur nie te laat te gaan nie. Dis my boodskap wat ek hier op my hart geleed, ek gaan my man van ons kom afsluit, en dan gaan ons sterk die korte uit ons die kinders wat hierdie jaar baie hard gewerk het. Ons het hierdie jaar, die laaste 5 weke van die jaar, het ons 'n Kersthema gehad, wat ons noem het The Journey of Christmas, wat ons doen. So elke week het hulle soos 'n journey gehad wat hulle gedoen het. Ons het gedoen the difficult journey, the long journey, the exciting journey, the end journey. So elke week het hulle dit gedoen, en elke week het hulle soort van iets gehad wat ons uitknip, wat hulle nie gedoen het nie, wat die onderwysers gedoen het, en helpers gehad het om het help. Dit is baie uitgevang, but anyway, elke een het hulle 'n activity scene gemaak van Kersfees. Dis daar agter uitgestal. So as jy 'n paar skryf, kan kyk hom, die kindertjies het dit met hulle harte, uit hulle harte uit, om elke week hulle paspoortjies gekry, en elke junior kry 'n stem, dat dit in hulle gemaak. So asseblief, ondersteun die Sondagskool, ondersteun die kinders, gaan kyk na die wonderlike werk wat hulle gedoen het. Die hele display was opgesit ook deur een van ons, deur Chris Marie, en die effect dat hulle was, het Chris Marie nooit aangeweeg, ons gaan deur met die beautiful. So asseblief gaan kyk, ons is klaar. Ons moet afsluit. En dan gaan ons
doen gou die prysuitdeling en dan sluit ek af in die einde. As jy die pryse uitdeel. Okay, so van die sertifikaat aandeel, ek weet nie, ek dalk die konflikte asseblief net vir elke een. Of ek weet het maar nou of die gaan vir beskat nie. Of Stacy of iemand. Stom maar kom. Ek moet blomme gaan haal. Want as jy wat dit gaan gebeur, ons gaan begin met die klein klassies, ons gaan die norme uit met kindertjies wat hier is. Ons sal dan sertifikaatjie vir gee, ons gaan 'n fotootjie vat en dan so klas vir klas vir klas. Dan sal ons afsluit. Die eerste onderwysles is Chris Marie, sal ek met die klein kindertjies so ons het vir Clarissa. So Clarissa. Dan het ons vir Roslyn Arnold. En dan het ons vir Sion. Deze klas, klas. Hulle is besig. Gaat iemand pas shows, draak kom Sion. Kijk, die volgende klasse van morgen is klas van dat die grote kindertjies, die groot 1 tot groot 3. Hierdie is die kinders wat hulle luister nog. As jy sê nee, dan is dit nee. Die kleiner kindertjies, as jy sê nee, verstaan hulle antwoord nie. Hierdie kinders, as jy sê nee, is dit nee. Hulle skry nie met jou nie, ons ken ook die mens nie. Hulle ek moet hulle nog kies van die sondagsskool. Die handies, eerste. Dan is vir Gemma. Dan is vir Lou self. Baie stof vir my Bybel te lees. Baie stof vir my Bybel te lees. Ek sal altyd die Bybel lees, wie wil die skrif lees, en steek as haar op. Ek sal. Ok, dan ons vir Karel. En dan is vir Matthew. Dan het ons die grote klas, dit is my klas, dit is die klas wat ek sê, hulle, as jy sê nee, dan hulle sê maar, kom, nee, ek gaan nie. Dus die klas het jou challenge, en in die hele proces groei as van my kinders. As ek vir hulle sê, vat die boodskap, voorbeeld die hemelsblad, en ek sê nee, die hemelsblad nie. As ek die hemelsblad nie, die hemelsgras, dis 'n conversation wat ons het. En die kinders, hulle is absoluut by die vermaak. My klas, is lief hulle, hier is die mama. Mikaela, Troy, sy is deel van die tweeling. Staan by die foto.
Deel sy aan die tweeling. Dit is Bella, Annabel. Alles het net so iets wat vir die Bybel lees. As die Bybel lees, dan sal sy sê, ek lees, dan sal sy gewoon die Engelse een lees, of Afrikaans. As ons Pauline wil nie Holly, en as sy net woord ken in Engels neem, dan vraag Holly, wat sê ons het woord, dan sal sy maar reg gaan. Dan wil ek ook net 'n spesiale dank gee aan die Frans Bespaarskool. Niks is vir niks is vir issue. Die Frans het altyd weer gehouden, is ook nog woensdag op die dollar met die vergadering. En as hulle vir ons sê op woensdag, dit is maar vision of dit is sien. En dan kom die Sondag, dan is dit gedoen. Of dit word gedoen in die proses. Soos jy kan sien daar agter, die hele display daar agter, het Prisma die gebring aan man, hulle het die hele gebouw. Ek het die prentjie vir gewas by die kerk. En ek het gesê, die skakkoos, dit is ook cool wees, dit. En dit is letterlik, een week. Dit was soveel aan die waard waar ek gesit en dan ek die hele dag oor die toe Frans van julle. Chris Maria se mama, Tanya, en teenage daughter in high school. So ek kan dink, die moeilike situasies en gesprekke. Dan is Amalia, een mama van die tweeling, een dochter. Soos ook, dit is vandag moeilik om te werk met kinders. So ek wil jullie eer vandag, het jullie so baie dankie vir die laatste waard. Die effort wat hulle is, die moeite, die liefde. So ons is lief vir julle, die kinders is lief vir julle. As school is lief vir die julle, is lief vir julle. Elke effort wat julle insit, die julle sien julle ook. Ons sien die ander mense daarvan ook. Die anders sien die effort, die kinders is groei. So ek wil vandag net vir julle dankie sê wat julle doen. Mag die Here julle seën en spaar. Mag 2026 vir ons 'n jaar van grypnis wees. Vir die Here ons sal ook, ek sê altyd vir die mense, ek leer by Jesus se voete. Maar ek leer hierdie twee vandag leer by Jesus se voete. En in die proses lig ek hulle op. By die allerhoogste, dat die Here hulle kan seën mens, kan lees en elke mens kwaad, en dis wat ek gedoen. Baie lief vir julle.
wat se verantwoordelikheid elkeen van ons het teenoor mekaar, teenoor ons kinders, en mag die Here vir ons gesonde harte gee. Mag daar die kamers in ons harte verlig wees met die teenwoordigheid van die Here. Mag ons oral, selfs in daardie verlate kamer, mag die Here net weer kom en lewe bring. Ek dink as ons die ander kamers van ons harte gesond hou, sal die Here daardie verlate kamer van drome wat uit mekaar geval het, van verhoudings wat verbrokkel het, sal die Here as guns herstel. Mag 'n bietjie daaroor gaan nadink. Mag die Here vir u die openbaring gee van kind wees. Want dit is wat vir my so kosbaar is van vanmôre se boodskap, wat my diep laat dink. Onthou, Jesus het gevra, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nie my wil nie, Here, laat u wil geskied. Wat as Vader gesê het, so kyk my kind, jy hoef nie. Dankie, Hemelse Vader. Dankie, Jesus. En mag ons daarin vertroosting vind in ons donker kamers, sodat die Here ons kan versterk en verlig en krag gee vir elke dag. Dankie my vrou, dit was kosbaar. Ek dink jy het baie goed gedoen. En maar nou het jy nie meer verskoning nie. Ons lewe is 'n voorreg, maar ons wil jou graag meer voorregte gee. Prys die naam van die Here. Geliefdes, kom ons staan almal saam en dan sluit ons net af met gebed. Ek wil julle vra, gaan kyk asseblief na die nativity scenes daar agter. Gaan kyk wat die kindertjies gedoen het. Gaan kyk wat daar vir jou uitstaan van Kersfees. En weet net, die Here is lief vir elkeen van julle. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, dankie vir vanmôre. Dankie dat ons net weer verligting kon kry, dat U in beheer is, Here. En ja, daar is soveel wat van ons gevra word om te doen, om op te offer, om oor na te dink, maar U sal ons die krag gee, Here. U stap saam met ons deur die kamers van ons hart. U lei ons, U gee vir ons, daar waar ons nodig het, in elke kamer. Daar in die heilige kamer vind ons rus by U voete, vind ons vertroosting, vind ons U teenwoordigheid en kry ons krag. Daar in ons besige kamer gee U vir ons vertrouelinge en vriende en gee U vir ons die samesyn van mens wees. Geen mens is gemaak om alleen te wees nie, Here. Ja, ons het gebroke drome en daarvoor is daar die kamer, soos Amanda dit uitgeskets het met spinnerakke en daai liggie wat daar bzz, bzz. Maar ons weet, Here, U is by magte om te doen ver meer as wat ons kan bid of vra. En daarom weet ons dat U ook daar vir ons lig bring. Vader, gee dat ons altyd dit vooraan sal hou om U kinders nie te verhinder om na U toe te kom nie. Maar Here, om hulle op te beer en aan U voor te lê, sodat hulle geseën kan wees in hulle lewens. Ons is tog almal U kinders, Here. So lei ons, leer ons en gee dat ons altyd ons liefde teenoor ons medemens sal uitlewe. Dis my gebed vanmôre in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Staan dan net en ontvang die seën van die Here. Naas wie die seën voor die uitstap. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen.